Hartlike goeienaand en baie welkom by die studie vanaand. Ons is by Openbaring, hoofstuk 14 vanaand. Dit vorm deel van die deel wat begin by Openbaring 12 vers 1 en strek tot aan die einde van 14. Die eerste deel was Openbaring 1 vers 1 tot 3 vers 22. Tweede deel was 4 vers 1 tot 8 vers 1. Die derde deel was 8 vers 2 tot 11 se einde, wat vers nommer 19 is. En dan 12 vers 1 strek tot by 14 vers 20. Dis die deel waarin ons nou is. En wat ons gesê het van die verskillende dele van Openbaring, jy lees nie Openbaring kronologies en sê dan is dit die deel, en dan gebeur 'n nuwe ding, dan gebeur 'n nuwe ding, dan gebeur 'n nuwe ding. Jy lees hom so, jy lees die eerste deel, dan sit jy bo op daai deel die volgende deel, dan sit jy bo op daai deel die volgende deel, dan sit jy bo op daai deel die volgende deel, sodat hulle gelyklopend loop. En dis hoe jy Openbaring verstaan, dat die aksent van deel 1 verskil van die aksent van deel 2, verskil van die aksent van deel 3, en so tot by deel 7. Maar die inhoud is die geskiedenis vanaf Christus se hemelvaart tot en met sy wederkoms. Dis die geskiedenis wat ons heeltyd hoor ons dit. Maar die aksent verskil lê daar. En in die groot ander prentjie wat u in gedagte hou terwyl ons deur hierdie verskillende dele lees, is dat ons kyk in die dele 1 vers 1 tot 11, kyk ons, en dis die eerste 3 dele, kyk ons na die aardse stryd van die gelowige, en vanaf hoofstuk 12 vers 1 tot aan die einde, kyk ons na die geestelike stryd. Nou die aardse stryd en die geestelike stryd is baie ooreenkomste, maar die geestelike stryd het ons mooi gesien, en dis waar ons nou in is. Die inleiding tot die geestelike stryd wys vir ons het die draak, ons het die seun, ons het die vrou, en ons het wie? Die nuwe prentjie saam met die draak is die anti-kris, en ons het die valse profeet. Goed, so aan die onheilige kant van hierdie saak het ons die draak, die anti-kris en die valse profeet. En dus hoofstuk 13 het baie mooi gepraat oor wie is die anti-kris en die valse profeet. Dan sê die gedeelte oor die vrou sê vir ons, dis die kerk, sy het hierdie stryd, en haar stryd sal duur tot aan die einde. Van haar word alreeds in die eerste deel gepraat van die boek, sy is die kerk, wat 7 briewe is. Sy is die 2 getuies, wat getuig tot aan die einde. Sy is daar die 2 getuies. So die vrou het ook ander karakters in die aardse stryd, wat ons alreeds na gekyk het, maar haar karakter verskil. Jy het gesien ooreenkomste tussen die 42 maande, het gesien 1260 dae, is soortgelyke tydperke wat genoem is in die vorige deel. Sien dit as dieselfde, dit is dieselfde, en dit loop saam, en so sien ons, wanneer daar 'n nuwe herhaling kom, sien ons dan waar pas dit in. Goed, so wat ons reeds behandel het in die 12 vers 1 tot 14 vers 20 gedeelte, is dat ons die hoofstuk 12 gedeelte gesien het, die vrou, die seun wat gebore is, dit is Christus, die vrou is die kerk, die draak is die groot vyand, en saam met die draak is sy trawante, die anti-kris en die valse profeet. Die anti-kris word hier beskryf as die dier uit die see, die valse profeet word gesien as die dier uit die aarde. Nou is ons by hoofstuk 14. Vers 1. Hierdie gedeelte is nie moeilik nie. Hy val eintlik baie mooi uiteen. So wat ons nou gesien het, veral aan die einde van 13, het ons nou gesien, wat wil die anti-kris hê moet gebeur? Wat is die doel van die anti-kris? Wie kan van sê? Wat is die doel van die anti-kris? Wat wil die anti-kris hê moet gebeur? Wie moet ons dan aanbid? Dis reg? Die anti-kris wil nie hê ons moet Christus aanbid nie. Wie wil die anti-kris hê moet ons aanbid? Die Satan, die draak self. Hoe help die valse profeet dat ons dit doen?
Hy verkondig dat ons die antichrist se beeld wat opgerig moet word, wat eintlik die mag van die dier self, van die groot dier, die draak self kry, om daardie dier te aanbid, deur die beeld van wie? Van die antichrist te aanbid. So die valse profeet is die verkondiger van wie moet ons aanbid. Die draak, die Satan self, wil hê dat ons eerder agter die antichrist moet aanloop en doen wat die antichrist sê. En die antichrist wil hê ons moet die draak aanbid. So saamwerk hulle dat ons wie nie aanbid nie. Die ware God. Dis presies wat in die gebeure is. Goed, so dis die agtergrond van 13, en as ons dan nou 14 oopmaak, dan sien ons die prentjie. En elke deel het hierdie onderskeid. Donker teenoor lig. Kinders van die Here is aan die ligkant, en die donker kant is die kinders van die draak. Hoe word hulle in hierdie deel van mekaar onderskei? Wie dra die merk van die dier? Hulle wat nie glo nie. Wie dra nie die merk van die dier nie? Hulle wat glo. Watter merk dra hulle? Christus se merk, en die merk wat hulle dra sien ons in Openbaring 7 ook, en dit is die verseëling. Christus se merk, die merk van Christus. Goed, nou is ons dan van 13 af oorgaan, want 13 het ons nou mooi gesien. Kom ons lees net 'n paar verse van 13, net vir die agtergrond, dat jy net saam oorstap. Kyk, lees maar vers 15. Hoofstuk 13. Dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So die vyandigheid vanuit die valse profeet. Hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op die voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid pas. Wie jy die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Hy bly 'n 6, hy kan nie 'n 7 word nie. Maar, blaai om. Hoofstuk 14 vers 1. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Wag, wat staan op die vorige gedeelte? Hulle dra die getal. Hulle dra die merk, wie? Die kinders van die ongeregtigheid. Dra 'n merk, en die kinders van die Here dra 'n ander merk. Kan jy dit sien? Goed. So ek het gesien, die lam. Wie is die lam? Hoofletter L. Christus. Waar het ons vir hom gelees? Die heel eerste keer? Openbaring 5. Openbaring 5. Waar het ons hom raak gesien? Waar was hy gewees? In die troonsaal. Hy is God. Hy is in die troonsaal reeds daar. En hy word genoem die lam. Hy staan op die berg Sion. Waar is Sion? Watter berg is die berg Sion? Waar is dit? Wie het al gehoor, waar is die berg Sion? Wie het al dit ooit in die Ou Testament gelees? Waar is die berg Sion? Ja, Jerusalem, die berg waarop die tempel gebou is. In Jerusalem is die berg Sion. Dis die O, ek was al daar, sê iemand. Dis 'n baie interessante kommentaar. Ek weet nie waar Sion. O, ek was al daar. Baie interessante opmerking. In Jerusalem is die berg Sion, dis die berg van die Here. So as ons tot hier toe, as ons die prentjie sien, en ek het gesien, simbool, klaar, dis die teken van die teks, né? Dis 'n simbool, dis nie letterlik nie. Maar waar staan God dan? Waar staan die lam? Hy staan op die plek waar hy teenwoordig is. En wat simboliseer Sionsberg? God se teenwoordigheid. Want wat het die tempel versimboliseer? Wie onthou die geskiedenis van Dawid en die dorsvloer van Arauna? Onthou jy die geskiedenis van Dawid en die dorsvloer van Arauna? Dis in Konings beskrywe waar koning Dawid die volk getel het,
En ons het dit behandel 'n rukkie terug toe ons die geskiedenis van die herkoms van die aanbidding van Israel, maar wat die tempel beteken. Tempel beteken God is hier teenwoordig. Wat het die tabernakel beteken? God is hier teenwoordig. Wat beteken die berg Sion dan? God is hier teenwoordig. En dis wat ons moet verstaan van die simboliek. As die tabernakel tussen die mense kom staan, Johannes 1 vers 14. As God tussen ons kom woon het, Johannes 1 vers 14, dan sien ons God het tussen ons kom staan. En sy teenwoordigheid is 'n troos. Dit sal weer voorkom, hierdie selfde simbool kom weer voor in Openbaring 21, is nogal daardie triomferende teks, die troosteks, Openbaring 21:22. Dit is die heel laaste gedeelte, dan is die fokus op die ewige heerlikheid so geweldig, dat ons niks meer van die oordeel, niks meer van die sleg, niks meer van die donker van Openbaring eintlik sien nie. Ons sien net die heerlikheid van God. En wat is die kern daarvan? God se teenwoordigheid en sy kerk met hom saam. Net die heerlikheid van God, dit sien ons raak. So wanneer hierdie toneel oopmaak, sien Johannes dat God in Christus, dat Christus Jesus staan op die berg Sion en saam met hom wie? Wie is die 144.000? Die kerk van die Ou en die Nuwe Testament, die volledige, volmaakte kerk. Want in Openbaring 7 het ons raak gesien dat die stamme volmaak gemaak is in daardie lys. Ons het ook gesien direk daarna 'n menigte, 'n tweede visioen, 'n menigte van mense uit elke stam en taal en volk en nasie. Weer die woord stam. Die stam kom weer voor in daardie beskrywing in Openbaring 7. Dit is belangrik dat as ons hierdie herhaling sien, dan moet ons dit sien in die volheid van hierdie openbaring. So hy gee dit vir ons daar, hy gee dit vir ons weer, hy gee dit vir ons weer, hy gee dit vir ons weer. Hoekom word dit weer gegee? Dis dieselfde. So elke stukkie herhaling is vir ons 'n gids. As dit een keer so was, verander die betekenis nie. Dit word eintlik net voller. So op die berg Sion, dis waar die tempel staan, waar God teenwoordig is wie? Christus. Hy is teenwoordig. En wie is nog saam met hom? Die 144.000. Wie is hulle? Die kerk van Christus, die bruid, die vrou. Dis wie daar staan. En sy naam, en die naam van sy op hulle voorhoof en God die Seun se merk is daarop. Op wie? Op hulle. So ons het gelees in Openbaring 7, hulle is verseël voor die oordeel gekom het. Wat lees ons hier? Hulle is gemerk, hulle is syne, hulle behoort aan hom. Goed, wat sien ons verder? Ek het die geluid, vers 2, uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. Nou wat is 'n siter? Dis 'n snaarinstrument. Ek kan hom nie so maak nie, dis 'n viool. Wie het altyd op 'n siter gespeel? Vir Saul. Wie het op die siter gespeel vir Saul? Koning Dawid, ja. En as hy op die siter gespeel het, het dit koning Saul rustig gemaak. Ook net vir 'n tyd. Maar dit het hom rustig gemaak. Dis reg. Dis wat ons lees van Dawid en die siter. So dis 'n snaarinstrument. En wat gaan hulle met die snaarinstrument doen? Hulle gaan daarop reageer en hulle gaan sing. Wat gaan hulle sing? Vers 3. Is dit die eerste keer dat daar 'n lied opgeteken word in Openbaring? Nee. Hoeveel keer het ons gelees van oorwinningsliedere? Heeltyd nog. Elke keer lees ons daarvan. Ons het gelees van toe die seels oopgemaak is, toe breek die hemel uit in lofliedere. Ons het gesien as iets groots gebeur het, dan sing almal. Lofliedere is normaal vir ons is bly saam met die Here. Ons is bly. Waaroor is hulle hier bly? Kyk na die inhoud van die lied. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens. Nou, hierdie is alles ou nuus in die lig van, ons het dit al gehoor. Die troon, waar het ons daarvan gelees? Openbaring 4 en 5. Die 4 lewende wesens, waar het ons van hulle gelees? Openbaring 4 en 5. Die ouderlinge, ons lees dit van die troonsaal, weer hier. Hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon, voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie behalwe wie?
die kerk, die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Vrygekoop, verseël, gered. Die vrees was, gaan ons nie dalk per ongeluk die merk van die dier kry nie? Kan ons per ongeluk die merk van die dier kry? Was die vraag van die vorige sessie. Kan jy per ongeluk? Jy kan nie. Want voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1 vers 4, het God gekies wie sal glo. Hy het hulle verseël. En hulle verseëling het hulle kies vasgemaak. God het besluit, jy sal glo. En jy sal gered wees. Jy sal wees waar jy moet wees. Hy het hulle vrygekoop. En wie is hulle? Vers 4. Dis hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie. Dat hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Koop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. So wat sê hierdie kort visioen, vers 1 tot 5? Dit sê basies dit. Wanneer ons kyk na die anti-kris en die valse profeet, 'n menslike organisasie en mense, dan is die doel van die draak, die Satan, dat hulle die hele wêreld heen moet sleep en saam met hulle moet glo, hulle hand, hulle dade en hulle verstand moet gevul wees met die werke van die boosheid. Maar nee, die gelowiges, die kinders van die Here, het die merk van Christus op hulle voorhoof en hulle verstand is gevul met die Gees van God. Hulle werke getuig. Gaan terug na Deuteronomium 6 wat ek laas verduidelik het. Hulle hande wys die werke van Christus. Is die werke wat hulle dan doen en hulle word beskou as sonder bedrog. Sien nie wat hier staan. So jy sien twee kante. 13 eindig met dis hoe die anti-kris lyk en die boosheid lyk teenoor die kinders van die Here. Twee radikale verskillende groepe mense. Hier staan hulle nie in stryd nie, maar klaar in oorwinning. Kyk na die verskil. Nie in stryd nie, maar klaar in oorwinning. En nou word vir ons gedeel, maar wat het gebeur? Amper soos wat ons gekry het in Openbaring 7, dit waar ons net daarna gesien het, en hier word die finale oordeel voltrek. Nou lees ons die oordeel. Kyk hoe lyk dit in Openbaring 14 vanaf vers 9, van vers 6. Wat kom God nou doen in terme van 'n oordeel? Want hierdie gedeelte het nou vir ons gesê, wie is die geestelike vyande? En hoe gaan die stryd lyk? Maar wat gaan God doen? Vers 6 en verder gee dit vir ons in kleurvolle beeld. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. So hierdie engel in die middel van die lug vlieg met 'n ewige evangelie. Wat sal 'n ewige evangelie beteken? Gaan nooit ophou nie. Nuus wat nooit sal ophou nie. Aan wie? Almal. Hoekom? Want dis wat God doen. Die evangelie word verkondig oral en wyd. Maar die engel verkondig dit as 'n finale boodskap aan al die bewoners van die aarde. Alle tale, volke, nasies en stamme. Vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Kantaantekening. Aanbid hom wat gemaak het, alles gemaak het. Dit is 'n baie snaakse verskynsel dat mense vandag so op evolusie staan, asof God nie kon skep nie. 'n skepperlose samestelling van die wêreld word vanuit evolusie benader. 'n siening dat God nie nodig gehad het om te skep nie. Want as ons dit moet doen, moet ons erken dat hy my geskape het, dat hy my gemaak het en ek kan hom die eer moet gee. Wat sê hierdie engel in sy evangelie verkondiging? Jy kan hom nie ignoreer as die skepper God nie, want dit is hy wat kom oordeel
Aanbid hom wat die hemel, die aarde, die see en alles gemaak het. Nog 'n engel verkondig 'n boodskap en sê, geval, vers 8, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En nog 'n engel, kyk nou mooi, engel sê, aanbid God, ander sê, einde het gekom vir Babylon, 'n derde engel sê, vers 9, en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Goed, so wat sien ons? Het gaan nou vinnig, hierdie stukkie is nie moeilik nie, maar hy gaan nogal vinnig. So die engele verskyn, een sê, amper soos Johannes die Doper gesê het, bekeer julle, aanbid God, ander een sê, die tyd is nou regtig min, dis verby, Babylon, dis verby. Wie is Babylon? Want Babylon gaan jy nou begin sien, dis nou 'n woordjie wat nou begin, dis die eerste keer dat hy nou hier staan. Waar het ons die woord Babylon al gehoor? Dink van die woordjie Babel. Watter hoofstuk in die Bybel, toring van Babel is korrek? Watter hoofstuk in die Bybel praat oor die toring van Babel? Genesis 11 is korrek. Genesis 11. Wat het gebeur by die toring van Babel? Kom ons kyk gou vinnig. En jy moet dit verstaan, as jy Babylon verstaan in die lig van Genesis 11, verstaan jy Babylon. Punt. Dit hoef nie dieselfde plek te wees nie, maar die simbool van Babylon is die simbool van Babylon. Genesis 11. Wat was die opdrag van die Here vir Adam en Eva? Dit begin daar. Eintlik begin dit daar. Ja, dit begin met die woorde wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. So wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Vrugbaarheid, 'n baie belangrike beginsel wat vandag heeltemal deur die wêreldregerings en wêreldideologie nie gevolg wil word nie, want daar's vandag stellings wat sê, o nee, ons kan nie vrugbaar wees nie, daar's te veel mense in die wêreld. God het gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Wie bepaal vrugbaarheid? Is dit iets wat ek kan bepaal? Nee, dis een van daardie groot sake, 'n stukkie wonderwerk. As God vrugbaarheid bewerk, het die grootste wonderwerk plaasgevind in die menslike wese. Dit is iets besonders om raak te sien. En die mense vandag sê, ag, ons hoef nie kinders in die wêreld te bring nie. Asof ons die mag het om dit te kan doen in die eerste plek, en asof ons kan sê, nee, maar ons sal dit nie doen. God sal op 'n ander wyse dit laat gebeur. Maar daar's baie afwykings wat vandag teenoor daardie saak indruis. En dit staan bekend as 'n opstand teen God se skepingsordonnansie. 'n Opstand teen God se skepingsordonnansie. Hy het die aarde gemaak, uit eers plante en diere en toe die mens daar gestel om hierdie aarde te bewoon en te bewerk. Maar hy gee vir Adam en Eva, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Hy gee dit weer vir Noag na die vloed, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Dit het nie opgehou bestaan nie. Reg. Wees vrugbaar, vermeerder, beteken word baie, en vul die aarde. Maak vol. Die aarde is nog nie vol nie. Iemand het dit op 'n stadium vir Elon Musk gevra. Is daar nie te veel mense op die aarde sê, o nee, daar's nog baie plekke, het hy gesê. Daar's nog baie plekke. Nee wat? Is daar nie te min hulpbronne nie? Hy sê, nee, ons het baie. Ons het baie maniere om goed uit te sorteer. Antwoord hy, die ou wat sê, maar God, wat nou? Goed, daardie is die stelling wat gemaak is. God sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. En die mense sê, toe hulle by die vlakte van Sinjar kom, lees saam met my Genesis 11 vers 1. En die hele aarde het tot dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde.
Okay, so hulle is baie eensgesind, hulle praat dieselfde taal. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle in 'n laagte in die land Sinear en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê: Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Goed, so ons wil vermeerder. Ons begin by die regte punt. Ons wil vrugbaar wees. Dit het ons nie gestop nie. Ons wou vermeerder, maar ons wil nie versprei nie. Ons wou nie die hele aarde vul nie. Wat is dit? Dis sonde. Hoekom? God gesê: Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Nou sê ons, maar ons praat een taal. Ons bly nou in een streek. Kom ons bou vir ons 'n stad. Kom ons bou vir ons 'n nasie. Kom ons bou vir ons 'n naam, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Vers 5. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Kom ons maak vir ons iets groots. Kom ons maak vir ons iets sterk. En toe kom God en hy kom kyk, waar is julle? Hoe klein is julle? Hoe nietig is julle toringkie teenoor die God van hemel en aarde? En ons wil een maak wat tot aan die hemel reik en God moet afkom om te kom kyk na julle kleine toringkie. Wat wil die mens wees? Groot, magtig en heerser oor die ganse aarde. Kyk mooi na die beginsels wat ek nou noem. Groot, magtig, heersers oor die ganse aarde. Groot, magtig, heersers oor die ganse aarde. Toets daardie woorde aan die anti-kris. Toets daardie woorde aan die valse profeet. En toets die beginsel van die standpunt, ons sal nie vrugbaar wees nie, aan vandag se anti-kris en valse profeet. Ons sal nie vermeerder nie. Ons sal nie die aarde vul nie. En ons sal nie die God van hemel en aarde verheerlik nie. As profetiese boodskap van die anti-kris. Want ons sal die anti-kris self verheerlik. En ons sal sy beeld verheerlik, want dis wat ons wil hê moet gebeur. En ons sal nie luister na wat hy sê. Klink dit vir u reg? Goed. Hoe het God Genesis 11 laat afsluit? Hy het vir hulle gesê: "Ai, mense, as ek nou die Here se woorde kon verklaar in gewone Afrikaans. Daar is hulle nou daar is hulle nou een volk, vers 6. En hulle het almal een taal. Dis net die begin van hulle onderneming. Met ander woorde, wat gaan die mensdom nog uitdink om te doen? Hulle wil klaar nie vrugbaar wees nie, hulle wil klaar nie vermeerder in die aarde vul nie, hulle wil net hier bly. Laat ons neerdal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So die Here dan hulle daarvan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem. Daar het die Here hulle die taal van die hele aarde verwar en daarvandaan het hulle oor die hele aarde verstrooi. Goed. Wat was die simbool van Babel in die geskiedenis van Genesis 11? Die vuis is gebal teen God. En dis vandag die posisie van die anti-kris, nog steeds. Die vuis is gebal teen elkeen wat sê, daar is een God wat sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Hierdie hele instelling van daar mag lewe wees, nie aborsie nie. Daar moet lewe wees, nie beperking nie. Daar moet man en vrou wees, nie enige ander idee van wat ook al nie. Dit is alles God gegewe instellings. Die anti-kris bal die vuis teen die instelling van God.
sien dit raak, né? Die valse profeet beamoed dit en maak seker almal hoor die klanke van die nuwe wêreldorde. En moenie verward raak met die wêreldorde wat ek nou genoem het nie, want die orde wat die wêreld het is die anti-christelike wêreldorde. Maak nie saak watter organisasie die wêreldorde wil wees nie. Want die orde wat die wêreld wil hê is 'n satanistiese orde, 'n draakgedrewe orde, 'n anti-christelike orde, 'n valse profeet gedrewe dialoog en retoriek. Hoor jy waarmee ons besig is? Reg, so dis die geestelike stryd. So as u wonder, maar waarom word Babel genoem? Waarom word Babylon nou genoem? Jy moet teruggaan na Babel, en Babel was weer genoem waar? Nebukadnesar. Babel, werklike Babel. Babylonië was die plek van afgodery en 'n opstand teen wie? Die God van die hemel. Kyk maar na Nebukadnesar in Daniël 4. Daniël 4. Kyk net na die opstand. Kyk die reaksie van God. Kyk ook Daniël 5, God se reaksie van Belsasar. En dan sien ons wat gebeur volgende. Babylon word nou genoem en die simbool Babylon bly die faktor van die plek van opstand teen God. So as jy nou Babylon lees, sit die woorde in opstand teen God en toets dit aan die teks. Want as jy dit toets in die teks, het die beginsel van Babylon nie net 'n woordjie nie, maar die ingesteldheid sedert Babel, Babylon wat die Here gebruik het om Israel mee te straf, maar Babylon wat hy weer gestraf het, wat vervang is deur Persië uiteindelik, en so het dit aangegaan, maar hierdie simbool van opstand is Babylon. So, kom gaan na die vers toe terug, vers 8, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En die hoerery word hier nie onsedelike gedrag alleen bedoel nie, maar ongebondenheid aan die wil van die Here. Hoor mooi, hoerery staan in die konteks van die Ou Testamentiese gebruik soos die profete dit gebruik het, en dit gaan altyd daaroor dat hoerery sê die Here, jy het my verlaat vir 'n ander. Met jou hoerery, Israel, ons het saam met my Hosea ook behandel. In Hosea het ons dit gesien. Wat beteken dit? Ons het afvallig geraak en dis wat die mense gedoen het. En wanneer Babylon se gedrag, Babel se gedrag, die opstand, die vuisgebal teen God is, het die groot stad dit gedoen en al die nasies verlei. Nou moet jy hoor, dis nie net een stad nie, dis al die stede. Dis al die wêrelddele. Dis die ganse aarde. Oral waar die anti-kris en die valse profeet werksaam is. Volg jy nog? Goed. Dis waar hulle werksaam is. So nou sê die engel, geval het Babylon. So die aankondiging is hier. Wat gaan nou gebeur? Die derde engel sê, as iemand, vers 9, die sy beeld aanbid en sy merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. So nou wat gaan gebeur? Die wat die merk het, Openbaring 13, teenoor die wat nie die merk het van die dier nie, maar die merk van Christus, met ander woorde, die oordeel word aangekondig vir wie? Net vir hulle wat die merk het. En nou is die tyd op. Nou is die tyd op. Wat gebeur nou? Hulle sal gepynig word, sê vers 10, met vuur, swaal voor die heilige engel en voor die lam. Wie is met vuur en swaal gepynig? Wie is gedood met vuur en swaal? Genesis 19. Sodom en Gomorra. Kontroleer net die hoofstuk. Genesis 19 behoort reg te wees, maar kontroleer net vir my asseblief. Of dit die Sodom en Gomorra geskiedenis is. Genesis 19 kan jy daar byvoeg. Vuur en swavel. Dis waar ons raak lees hoe die Here Sodom en Gomorra gestraf met vuur en swaal en daai stad vernietig het. Verder.
Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas, dis vers 12. Ekskuus nee, ek skiep nou 11. Kom ons gaan terug na 11 toe. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Vers 12, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my oor sê, skryf, salig is van nou af al die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle. Die aankondiging van die oordeel in hierdie verse vanaf 6 tot 13. Hulle wat die merk het, die oordeel is nou naby. Hulle wat nie die merk het nie, maar Christus se merk dra, rus van hulle werke. En die Here gaan hulle skei. Hoe gaan die oordeel lyk? Die oordeel word 2 maal beskryf in verse 14 tot 20. Die eerste beskrywing gaan oor 'n graanoes, die tweede een gaan oor 'n wynoes. Wat het ek nodig om te oes? Wie weet? Wat sal jy gebruik om te oes? Jy deur die mielieland wil ry. Vandag se dag. 'n Stroper. Ek ry met 'n mieliestroper die regte tafel vooraan en ek stroop mielies. As ek sojas wil afhaal, sit ek die regte tafel voor. As ek sonneblomme wil afhaal, so dit gelyk aan 'n mielies in, né? Is ek reg? Ja, sê net ja. Ek is nie 'n boerie, so ek moet verstaan wat sê die implemente. Maar, wat het ek nodig om graan af te haal? Iets om dit mee af te sny. So ek het nou al, wat het ek afgehaal? Ek het iemand, daar's mos so 'n sekel wat jy haver kan jy afhaal met 'n sekel, of jy kan wat is hierdie ander ding met die perde so eet? Ja, gras of wat die lang gras wat jy so vat. Sny jy met 'n sekel. Nou kyk wat gebruik die Here vir 'n graanoes en vir 'n wynoes. Ek het gesien vers 14, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Wie is die mens se seun wat op die wolk sit met 'n goue kroon in hoof en 'n kroon op sy hoof? Wie is dit? Christus is die een. So die seun wat in 12 genoem word, wat op die troon aan die regterhand van die Vader gaan sit het, wie is hy nou? Hy is die een wat kom om te oes. Hy is dus die een wat kom om te oordeel. Die Here Jesus is nou met 'n sekel, skerp sekel in sy hand. Hy dra die kroon op sy hoof en hy kom om te oordeel. Vers 15. En 'n ander engel het uit die tempel gekom met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit, slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Onthou jy so tyd terug toe ons 'n profesie gehoor het oor die wederkoms, het ons vir mekaar gesê, maar wie weet wanneer die wederkoms is? Net God weet. Waar kom hierdie engel vandaan? Van die Vader. En hy roep uit die troonsaal en sê, dis nou. Die dief van die nag uur het gekom, soos wat Jesus voorspel het sal gebeur. Die dief van die nag uur het nou gekom, en hy staan gereed, en nou gaan dit gebeur. Hy wat op die wolk sit, vers 16, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En so by. Hoe lank vat die oordeel? Dink 'n bietjie aan mense wat groot stories maak van God se mag. Sy mag is so geweldig, dat as hy in 'n oogwink sê, laat daar lig wees, dan is daar. En wanneer hy sy sekel oor die aarde laat maai, is dit verby. Dis verby. Dit was die eerste gebeurtenis. Die tweede deel, vers 17. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het uit die altaar uitgekom met 'n groot stem geroep
na hom wat die skerpsekel het en gesê, slaan jou skerpsekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en het gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. En die parskyp is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskyp gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. Goed, prentjie 1 gee vir ons die spoed en die geweldige aard van God se oordeel. Die tweede prentjie gee vir ons die beskrywing van daar sal niemand ontkom nie van God se oordeel wat dit moet ontvang. En hoekom is die bloed so baie? Wil jy raai? Hoe diep is die bloed? Kom ons meet gou. Wanneer die wingerdstok afgeoes word, al die druiwe word in die groot parskyp van die grimmigheid van God gegooi, en ons trap die druiwe soos die druiwe getrap moet word, maar dis God wat dit doen, dan word die bloed so baie, dat dit kom tot by die toons van die perde. Hoe hoog is 'n perd omtrent? As ek reg is, ek omtrent so wys. Bietjie op. As ek tot hier moet gaan, en ek stap 200 myl, vandag se taal 1.6 km, 200 keer. Wat sien ons in getal in hierdie beeld? Wat sien ons in die omvang in hierdie beeld? 'n Groot slag. Gaan baie na die breë pad einde toe gaan. Ja, dis die antwoord. Gaan min die smal pad van die verseëling van Christus bereik? Ja. Gaan dit nog steeds baie wees? Ja. Maar gaan baie die anti-kris en die valse profeet volg tot by hierdie laaste moment? Ja. Is dit wat ons verstaan van die oordeel? Dis die hoeveelste keer dat ons dit nou sien. Die oordeelsdag en die gebeure word al hoe sterker gestel. Al hoe sterker gestel. Hierdie deel gee dus vir ons, ek gaan vir net 'n opsomming dan vinnig. Hoofstuk 12 en 13 gee vir ons 'n vrou, die kerk, die draak, die duiwel self, die seun van die vrou Christus Jesus, ons verlosser. Ons kry die draak se trawante, die anti-kris en die valse profeet, en saam probeer hulle in 'n onheilige verhouding die kerk van Jesus Christus, die vrou, vervolg en vermoor. Maar Christus, die seun wat weggeruk is tot in die hemel, is die een wat ons beskerm en ons verseël, en weer sal kom om te oordeel die wat die merk van die draak steeds dra, daai merk van die dier dra, en in opstand teen Christus is tot aan die einde. Die intensiteit van hierdie oordeelsprentjie word beskrywe wanneer daar gesê word, maar is verby, en wanneer Christus met sy sekel slaan en oordeel, is dit verby. Goed, dit sien ons wel raak. Ons kyk vandag na die vraag voor ek net 'n inleiding gaan gee tot die volgende deel. Aan die einde van die stuk is daar 'n vraag op bladsy 10. Daar is 2 vragies. Op bladsy 10, dit is in die vorige gedeelte se vragies wat ek nie laas keer gedoen het nie. So op bladsy 10 staan daar geskrywe: die geestelike stryd van die mens word gestel en 3 partye word duidelik sigbaar. Die draak, die dier uit die see, dis die anti-kris, die dier uit die aarde, die valse profeet. Die ander party is die vrou, dis die kerk, en die seun, dit is Christus. Besin oor die stryd tussen die bose, die draak, met sy helpers, die anti-kris en die valse profeet, en die heiliges, met ander woorde die kerk, in die lig van Genesis 3 vers 15. Nou jy ken die vers eintlik baie goed, en daar sal vyandskap wees tussen die saad van die vrou
en die saad van die slang. Ek lees die vers vir u. En ek sal vyand stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die vraag is hier: besin oor die stryd tussen die bose en die lig. Die stryd tussen die draak en Christus. Die stryd tussen die een wat die slang se kop sal vermorsel, die saad van die vrou, en die stryd tussen hulle wat die draak volg, die anti-kris en die valse profeet. Besin oor hierdie stryd. Wat sien jy raak? Kan jy sien hierdie stryd is baie aktief. Op elke vlak, onderwys, ouer wees, werk, kerk, op alle terreine, in alles waaraan jy kan dink, is daar 'n stryd om die lig te laat leef en die duisternis wat dit wil wegvat. Op al hierdie terreine is daar 'n stryd. Kan jy dit raak sien? Kan jy sien ook dat dit 'n geestelike stryd is? Met ander woorde, dis hoe jy glo en wat jy glo is reg en wat jy glo is verkeerd. Hoeveel keer is daar genoem van hou die wet, gehoorsaamheid aan die wet, doen wat Christus sê. Maar die wêreld maak dan so, almal doen dit. Is dit nie reg as almal dit doen nie? En kerke wat selfs begin sê, maar doen dit man, doen dit. Almal doen dit. Ons aanvaar jou deesdae so. Jy kan maar doen net wat jy wil, maak nie saak wat die Bybel sê. Ons is vir jou lief. Nou, hoor jy dit uit die kerk uit? Nou vra ek, is dit die valse profeet en anti-kris, of is dit die vrou? Kan jy hoor dat daar in vandag se kerklike wêreld selfs mense begin kom wat sê, jy kan maar doen in die kerk soos wat mense doen in die wêreld. Want dis aanvaarbaar, want die kerk sê dis nou reg. Die vrou het haar hoed gevat en gesê, ek wil nie meer die vrou wees nie, ek wil deel van die anti-kris wees, of ek wil deel van die valse profeet wees. Is daar nie fout met die prentjie nie? Sien jy dit raak? Suid-Afrikaanse konteks. Ek gaan nie kerkname noem nie. Ken jy die kerkname? Ken jy die verskynsels van die kerke? Het jy al gesien wat gebeur op sosiale media? Ek praat nie eens van dat jy daar was om dit te sien nie. Het jy al gesien wat gebeur? Verskynsel van 'n kerk in Hermanus wat ek genoem het, wat bereid was om met 'n anti-kris saam nagmaalsdiens te hou. Is dit nie 'n vermenging van iets wat ons nie moet vermeng nie? Hoor jy dit? Daar's 'n verskil tussen evangelisasie vir islamitiese volke. Daar is 'n verskil tussen om te gaan evangeliseer, maar om jou sakramentele diens, 'n heilige nagmaalsdiens, waar jy in besonder afsonder vir die Here in geloofsenigheid, en jy bring die moslem saam met jou, om nagmaal te kom vier. Waarmee is ons besig? Kan jy hoor, ons is met iets anders besig. Ons is met 'n totale ander ding besig, maar onder die vaandel van eensgesindheid in kerk wees. Wat het die vrou geword in daardie prentjie? Kan jy sien, dit is nie dieselfde prentjie nie. Die vrou het 'n ander kleed gaan aantrek. Sy begin al verf aan die kleur van die dier se beeld. Sy is besig om die beeld van die dier te poets en om mooi te laat lyk sodat almal sien die dier is aanvaarbaar. Sy word 'n profeet saam met die dier se valse profeet. En sy sê, ag, dit is nie so sleg, ons is vrou, maar ons kan maar saam met die dier wees. Hoor jy die probleem? Wat gaan die Here Jesus daaroor sê? Wil jy weet? Hy is nie tevrede met die gedrag nie. Dit kan ek vir julle in duidelike Afrikaans sê. Tweede vraag op dieselfde bladsy. Dink aan die verseëling van Christus teenoor die merk van die dier. Christus beskerm sy kerk en gee aan hulle 'n ereplek
in sy koninkryk in ewigheid. Dink aan maniere hoe die merk van die dier sedert die eerste eeu gebruik was. Dink ook aan kentekens van hierdie merk in die huidige eeu. Dink daaroor in die lig van Galasiërs 5 vers 19 tot 21 en 2 Petrus 4 vers 1 tot 5. Nou dis 'n lekker selfstudie vraagie. Ek wil graag hê jy moet gaan dink oor hierdie een. Want vandag is ons wat ons daai klappe wat hulle so vir die donkies aansit dat hulle nie skrik nie. Ek weet nie, seker maak 'n oogklap of 'n ding, né? Maar dit keer dat hy nie die aandag vestig op iets wat langsaan gebeur en skrik en ruk of iets nie. So dis iets wat vir die donkie goed werk. As die klappe so 'n bietjie oor die oë begin gaan en ons kan glad nie meer sien waar ons eintlik gaan nie. Hoe ver en hoe effektief gaan ons as donkies beweeg? Nie baie effektief nie. Maar wat ons tans mee te doen het is, as iemand in die 21ste eeu jou daarvan verseker, die merk van die dier is net hierdie een ding, gaan jy die ander goed kan raak sien. Want jy kan nou net die een ding sien wat jy kan sien, en dis die pad, en dis al wat 'n donkie moet sien, hy moet die pad voor hom sien. So nou sê jy van, dis die merk van die dier, dis die merk van die dier, dis die merk van die dier. As die merk van die dier nie net dit is nie, maar dit ook. En ons het die definisie van die merk van die dier gegee, dis enige merk, enige teken wat sê jy is verbind aan die dier, aan die boosheid, aan Babylon se beginsels, het ons vanaand bygesê, en jy sal die draak aanbid en Christus laster, want dis hoekom jy die merke, dis hoekom jy die koppe van lastering het, want jy moet God se naam laster, jy moet hom sleg sê, jy moet hom nie verheerlik nie. As jy dit gedoen het, sit jy met wat? Jy sit met 'n kenmerkende gedrag. En as jy dit het, dan dra jy reeds die teken. En as Christus jou nie tot bekering roep nie, sal jy nie daai teken verloor nie. Want as Christus jou verseël het, is jy verseël. Mense openbaar bose gedrag. Dis hoekom ek gesê het in die lig van Matteus 5 vers 19 tot nie Matteus nie, Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Wat staan in Galasiërs 5 vers 19 tot 21? Die vrug van die vlees. Die vrug van die vlees. So wat is vrug? Wat is vrug? Dis dade. Wat is op arm? Die merk. Reg. So as jy die merk dra van Christus en jy dit op jou hand, wat het jy? God se wet. Sy wil het jy met jou. En as die anti-Christus dra, het hy die merk van die dier op sy hand. Die merk is die werke van die dier. So wat wil die dier hê moet ons doen? Alles wat in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 staan, plus nog. Want daar's nie, alles is nie genoem nie. Plus nog, dis die beginsel van gedrag. Jy sal dit sigbaar dra. Maar vers 22 sê, die vrug van Christus, die verseelde merk van Christus, sal sê dat die Gees jou dwing tot nuwe werke. En daardie werke sal anders lyk as die merk van die dier. En so lyk die kerk totaal anders as die wêreld. Daarom sê ons, die vrou kan nie lyk soos die draak nie. Die vrou kan nie lyk soos die diere uit die aarde nie. As die vrou enigstens, het ons laas keer gesê, Prof Kose, se frasietjie, as jy die asem van die dier begin ruik, in die kerk, moet jy begin hardloop weg van daardie kerk. Want dis nie meer 'n kerk nie. Wees waaksaam dat die vrou nie maar net gekaap is deur die anti-kris en die valse profeet nie. Want dit is besig om baie vinnig te gebeur. Onder Afrikaanse kerke ook. Wees waaksaam. Goed, ek wil hê jy moet daardie studie gaan doen. Kyk mooi na daardie gedeelte. Gaan kyk na die verseëling van Christus. Kyk na verskillende maniere.
Hoe het die anti-kris gelyk in die eerste eeu? Hoe het die anti-kris gelyk in die eerste eeu? Die paus? Nee. Eerste eeu, keiser self. Hoe het daardie merk gelyk? Wat was die merk van die dier in die tyd van die eerste eeu? Wie kan onthou? Keiserlike aanbidding. Was klaar die merk van die eerste eeu. Ons het gesê, dis aanvaarbaar om die keiser te aanbid as God. En ons het ander gesê, julle beter die keiser aanbid as God. As julle dit nie doen nie, maak julle dood. Goed? Valse profeet het dit aanbeveel. So keiserlike aanbidding was die merk van die dier in die eerste eeu. As jy die keiser aanbid het, het jy die merk van die dier gedra. Sonder 'n sigbare teken daarvan. Reg. Middeleeue, Calvynse tyd, Lutherse tyd, wat was die merk van die dier? Wie was die anti-kris in daardie jare? Paus. Hy was die Romeinse kerk was die anti-kris. Wat was die merk van die dier in daardie tyd? Wie wil raai? Ekskuus? Paus se woord was wet. En as jy nie gedoen het wat die paus gesê het nie, dan was jy 'n ketter. En jy is jy is 'n kop korter gemaak, of jy is gehang, of hoe hulle ook al gemaak het met jou. Dat jy baie keer gebrand. Dat jy verbrand. As jy gesê het, die paus se woorde is vals, God alleen is God. Jy het gesê die paus se woord is goddelik nie. Was jy gedood. So hoe het die anti-kris gelyk? Hoe die beeld gelyk van die dier? Die paus self. Dit is baie maklik om te sien. Hoe lyk hy vandag? Geef my een van die beelde. En is nie die chip nie. Is nog nie die chip nie. Want die chip, het ek vir julle gesê, is nog nie gekoppel in jou geloof nie. Al die elemente wat ek vir julle genoem het, was geloofsgebonde sake. Jy moes kies vir God of teen God. Nou moet jy kies. Wys my 'n voorbeeld waar ons die chip moet gebruik en kies teen God. Geef my 'n voorbeeld. Asseblief, gee my 'n voorbeeld. Waar die chip gegee was en 'n keuse was gestel, kies of jy sterf. Daniël se vriende het 'n keuse gehad, aanbid die beeld of sterf. Hulle het 'n keuse gehad en die merk van die dier was aanbidding van Nebukadnesar se beeld. Goed, ons het nog nie so 'n beeld nie. Kan jy sien die chip kwalifiseer nog nie. As jy die chip moet kry en dit is 'n geloofskeuse, dan is dit die chip. En jy die verskil kan sien as jy die chip sien. Haal net die klap net so 'n bietjie op, maak lekker oop. Kyk mooi. Die chip kan kwalifiseer as jou geloof daaraan gekoppel word. Hoe lyk die anti-kris vandag in Engeland? Islam. Wat sê Islam oor geloof in Engeland? Wat het hulle vandag gesê? Of vandag het ek oor 'n artikel gehoor, seker in die laaste week gebeur. Hulle het sê ons kanselleer Kersfees in een van die stede. Die liggies gaan nie op hierdie jaar nie. Ons kanselleer Kersfees. Kersfees is gekanselleer, die liggies, hulle sê dis 'n veiligheidsrisiko. Hulle gaan nie liggies nie opsit nie en hulle begroting is nie geskik nie. Kersfees is gekanselleer in een van die stede in Engeland weens Islam. Dis op pad. Ok, dis nou hierdie Kersfees so in die rooi Kersfees en so. Dis nog nie net Christus nie. Maar wat is Islam besig om te doen? As jy vandag merk van die dier wys, as jy aanbid in die openbaar, sal jy in die gevangenis gegooi word. Wat is die keuse wat jy klaar in Engeland kan maak? Dis nog nie hier nie, maar dis in Engeland al sigbaar. Of jy doen wat Islam sê, of jy doen nie wat Islam sê. Die keuse is gemaak. As jy doen wat jy wil doen, gaan jy gevangenis toe. Jy sal nie kan koop en verkoop nie, want jy gaan in die gevangenis wees. Hulle het nie 'n chip gekry nie, nie een van hulle nie. Hulle moes net nie in openbaar bid nie, en hulle moes nie die moslem teëgaan nie. Kan jy dit hoor? Die Verenigde Koninkryk is 'n bietjie in krisis. Dit kom al hoe meer voor, ons al hoe meer voorbeelde daarvan. Reg. Begin hier nou sien, die merk van die dier lyk 'n bietjie anders. Dit lyk 'n bietjie anders. So prakties gesproke, kyk na hierdie vraag en soek. Kyk bietjie rond. Haal bietjie die klappe lekker af en kyk bietjie wyd. Kyk of jy kan sien, wat word gestel as 'n geloofskeuse? Nie 'n kommersiële keuse nie, nie 'n geriefskeuse nie,
Nie identifikasiekeuse nie, maar dis waar die chip eintlik voorkom nou, is tans identifikasie en gerief. Maar hulle raak nie jou geloof nie. Kyk waar raak hulle wel in jou geloof. Daar is toepassings waar hulle in jou geloof kan raak, maar hulle is nog nie sterk op dit nie. Dis op pad en weet dit is op pad. Ek het nou die vraag by 13 klaar gemaak. Die vraag by 14. As een vraagie op bladsy 14. Ek lees, die saak van die vyandskap van die Satan en die oorwinning van Christus staan in die sentrum van Openbaring. Die mensdom se opstandigheid teen Christus en die kerk is duidelik en die manier waarop daar oor die kerk en oor Christus in die media gepraat word. Die vyandigheid teenoor die evangelie word tasbaar ervaar waar Christus in die openbaar verkondig word. Dit is maklik vir die kerk om moedeloos te word in sulke haglike omstandighede. Besin oor die troos van God se belofte van heerlikheid vir sy kinders in die lig van Openbaring 14 vers 12 en 13. Hoor die vraag, besin oor die troos van God se belofte van heerlikheid vir sy kinders in die lig van Openbaring 14. Dis die gedeelte waar ons by Sion is en die kerk is in loflied. Hoekom? Want Christus het oorwin. Hoekom kan die kerk vrolik wees? Ten spyte van al hierdie vyandskap. Hoekom kan die kerk bly wees? Dis wat daai vraag vra. Want die bose sal nie oorwin nie. Die bose sal nie oorwin nie. Gaan dink oor hierdie ene. Dis 'n baie positiewe einde vir 'n gedeelte wat nogal, wat ek vir julle genoem het, dis 'n gedeelte wat baie donker geskets word altyd. Hoekom? Hierdie draak, hierdie prentjies is verskriklike goed om na te kyk. Maar wat is die lig hier uit? Die oorwinning van Christus en die kerk saam met hom. So weet dit en glo dit. Goed. Enige vrae of opmerkings oor hierdie deel? Goed. Gaan nie om nou lees en sê, ek weet wat hier staan. Ek hoop dit. Goed.